Kinders van die wêreld, boek 2, die verhale van Griekeland. Demeter en Persepone, waarom daar herfs en winter is. Persepone het saam met haar moeder, Demeter, op die eiland van Sicily gewoon. Demeter was die godin wat vir al die plante en blomme en bome moes sorg, maar Persepone kon net die hele dag met haar maats speel. Sy en haar maats het al die mooi plekkies op die eiland geken en graag van die mooiste blomme bymekaar gemaak. Eendag het Persepone 'n bietjie afgedwaal. Daar kom sy op 'n pragtige blom af. So een het sy nooit tevore gesien nie. Net toe sy dit wou pluk, hoor sy 'n swaar dreuning, die aarde bewe onder haar, dit skeur oop en daar verskyn 'n pikswart koets met pikswart perde. Sy was te verskrik om weg te hardloop. En toe sien sy die man in die koets. Dit was niemand anders nie as Pluto, die koning van die onderwêreld. Hy het lankal sy kans afgewag om die mooi prinses in die hande te kry om saam met hom in die donker onderwêreld te regeer. Sy skree hard, maar meer kon sy nie doen nie, want Pluto lig haar in die koets en jaag terug in die aarde in. Haar maats hoor die vreeslike gil en kom aangehardloop. Hulle sien haar nêrens nie. Hulle roep en hulle soek en hulle roep. Nou gaan hulle maar vir Demeter haal om self te soek. Sy roep en sy roep, al harder en harder, maar niks gebeur nie. Almal help naderhand roep en soek. Eindelik sê die mense, hulle moet maar ophou met soek, want Persepone sal nie terugkom nie. Maar Demeter steur haar nie daaraan nie. Kruis en dwars dwaal sy oor die eiland. Aan almal stel sy dieselfde vraag. Het jy nie miskien vir Persepone gesien nie? Sy het haar niks aan haar werk gesteur nie, net geloop en geroep en gehuil. Die gras het verdor, die blomme het verwelk. Die blare van die bome het eers geel geword en toe droog en toe afgeval. Die voëls het opgehou om te sing en weggevlieg. Die diere het begin honger ly en die mense was in die nood. Maar Demeter sê net, sy kan niks doen nie, want sy moet haar dogter soek. Eindelik vertel 'n waternimf van die bergstroom haar wat sy gesien het, hoe Pluto die prinses weggeneem het om haar die koningin van die onderwêreld te maak, en hoe sy nou nog treur omdat sy nie by hom wil bly nie. Dadelik is Demeter na Zeus en smeek hom om haar dogter terug te bring. Goed, sê Zeus, ek sal Hermes stuur om haar te haal, maar hy kan haar alleen terugbring as sy in al die tyd by Pluto niks geëet het nie. Toe Hermes daar kom, hoor hy dat Persepone juis op daardie dag 'n paar granaatpitte geëet het. Hy moes net so sonder haar teruggaan. Nou het Demeter so getreur, dat daar niks meer vir mens of dier was om te eet nie, en Zeus moes 'n plan maak. Hy stuur weer vir Hermes. Sê vir Pluto, hy kan Persepone elke jaar 6 maande by hom hou, maar die ander helfte van die jaar moet sy by Demeter bly. Hiermee was Pluto tevrede, en Hermes is terug met Persepone.
Demeter kon haar oë nie glo nie. Sy was so bly en gelukkig, dat sy almal om haar ook vrolik wou maak. Sy begin dadelik om alles weer mooi te maak. Die gras laat sy uitspruit en die bome bot, die blomme verskyn weer en die voëls kom terug en sing en juig saam met die mense. Maar elke jaar, wanneer Persepone na die onderwêreld moes teruggaan, het Demeter weer getreur en alles verwaarloos, tot haar dogter teruggekom het. Daarom het dit elke jaar weer winter geword.